Baie welkom aan ons aanlyn kykers, ook by hierdie geleentheid. Mag die Here ons ook saam seën en mag ons ook sy genade en sy liefde op hierdie goeie Vrydag beleef en ervaar. Wanneer ons vanoggend die Here se woord oopmaak, lees ons 3 kort verse uit Hebreërs hoofstuk 12. Hebreërs hoofstuk 12 en as ons vir mekaar sê, dit wat daardie dag gebeur het, vir mense daar was, dan is dit belangrik dat ons fokus vanoggend en sê, wat wil die Here vir my en vir jou sê? Daarmee wil hy ons help om in hierdie tyd te leef en dan in 2025 'n verskil te maak. So kom ons lees die 3 versies van Hebreërs 12, die eerste 3. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Nou wil ek jy met die volgende vers saam met my hoor, want dis waar ons gaan praat. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Vers 3, hou hom voor oë, wat so 'n vyhandige optrede van sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Kom ons lees tot sover, ek wil weer vir jou sê, kyk net saam met my. Terwille van die vreugde, en onthou die woordjie vreugde, wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God, iets van die hemelvaart, van waar hy regeer. En dan sê die skrywer, hou hom voor oë. Hy wat die vyhandige optrede van sondaars teen hom verdra het. 'n Wêreld waar ek en jy baie keer vyhandige optrede van mense teenoor ons beleef. Sê vers 1 ook, hou julle oë op hom, die begin en die volëinder van ons geloof. Hou hom voor oë, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Met dit in gedagte kom ons gesels. Vriende, ek sou kon begin en sê, kom ons steek gou ons hande op en ons sê, hoeveel van ons, of hoeveel preke oor die lyding van Jesus Christus aan die kruis het jy tot op datum gehoor? Hoeveel keer het jy al gehoor oor die kruis van Jesus Christus in jou lewe? Kom vra ek dit. Want dit kan maak dat vandag net weer by jou verbyskuif. Want ek weet mos. Dis een van die vrae wat ons baie keer vir mense vra, as ons met hulle oor 'n geloofsverhouding met Jesus praat of met God praat, dan is dit, glo jy dat Jesus aan die kruis vir jou sonde gesterf het? En 9 uit 10 mense sal sê, ja, ek glo dit. Maar uiteindelik moet ons vir mekaar sê, dat daar's nie woorde, of ons kan dit nie onder woorde bring, die intensiteit van dit, wat gebeur het, daardie dag aan die kruis nie. Ons het nie woorde, wat dit kan beskryf. Die eensaamheid,
die verlatenheid van vriende, die angs uitroep, my God, waarom het U my verlaat? En omdat kruisiging nie meer in ons tyd plaasvind nie, vergeet ons as moderne Christene, dit was iets van die skande van die kruis. Dit was 'n openbare belediging. Dit was 'n openbare minagting van 'n misdadiger. Dit was iets wat in die openbaar gebeur het, waar almal kon sien, so maak ons met misdadigers. En die realiteit daarvan is dat dit 'n langsame dood was. So mense sou aanskou het hoe Jesus dood gegaan het en die twee saam met hom aan die kruis. So iewers moet ek vir jou sê, al het jy hoeveel 100 preke oor die lyding van Christus aan die kruis gehoor, kan ons nie eers begin om die verskrikking van die kruis vir die sondelose, onskuldige seun van God te begryp. En tog, dat het ons in aanloop na vandag toe vir mekaar by meer as een geleentheid gesê, in die afgelope lydenstyd, is dat hy vrywillig sy lewe afgelê, en hy sê ook, ek het die mag, die volmag, om my lewe weer op te neem. Dis nie iemand wat my dwing nie, dis vrywillig. Maar die skrywer van Hebreërs wil ons vanoggend so bietjie 'n ander hoek gee. Die skrywer van Hebreërs wil ons help en sê, kyk net 'n slag anders. Nie vergeet die kruis nie. Nie dit wat gebeur het is nie belangrik nie. Maar net 'n ander hoek om te sê, wat was die rol, wat was die doel van die kruis? So ek lees weer vir jou die tweede gedeelte van vers 2. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. So die vraag is, dis waarmee ek en jy vanoggend deur die skrywer van Hebreërs gekonfronteer word. Is dit moontlik dat 'n mens wat deur sulke lyding is, wat sulke eensaamheid en skaamte en afgryse verduur het, op 'n manier sê, ek ervaar vreugde daarbey. So op 'n manier so 'n bietjie masochisties klink. Aan die ander woorde, jy gaan deur hierdie lyding. Jy deins nie vir die skande van die kruis terug nie, terwille van die vreugde wat in die vooruitsig was. En Hebreërs sê, ja, dit kan so wees. Maar wil ek jou terugvat na Jesus in Johannes 17. Wanneer Jesus daai belangrike gebed, sy hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 bid, dan sê hy wat? Vers 1. Vader, die tyd het gekom, verheerlik U seun sodat die seun U kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die mensdom gegee om aan almal wat U hom gegee het, die ewige lewe te gee. So om verheerlik te word, beteken bekend maak, gaan verkondig,
gaan vertel. So as Jesus sê, Vader, verheerlik U self en verheerlik die Seun, sodat die Seun U kan verheerlik, dan sê hy, kan ek nou vir die mense begin vertel wie U is? Mag ek dit wat ek en U en die Heilige Gees van die begin van die skepping van hierdie wêreld gedeel het, mag ek dit nou aan die wêreld begin bekend maak vir wie ek is. Wanneer Jesus bid en sê dat God verheerlik moet word, dan bid hy en hy sê, ek moet vir die wêreld vertel, wat is die doel van my koms as Jesus van Nasaret? Wat is die goddelike doel? Dat my koms na die wêreld bevestig sou word deur my opstanding. So Jesus sê, ek wil deur die kruis vir die wêreld vertel wie's God. Dan dink ons dadelik, Johannes 3:16, God het die wêreld so lief gehad dat hy sy seun gestuur het. So wie's God? Hy is die ewige skepper. Hy is die almagtige, soewereine God. Hy is majestueus, heilig, regverdig, vol genade en waarheid, bekend met reg en geregtigheid. Vriend, dis waar ons vandag sit. Die hoogste bekendmaking van God se liefde, barmhartigheid en genade word sigbaar waar? Deur die plaasvervangende sterwe en dood van sy seun Jesus Christus aan die kruis. Daar aan die kruis demonstreer Jesus die hart van God, sy liefde en sy genade. Onomwonde bewys hy, God is die gans ander. Deur sy dood aan die kruis weerlê hy die leuns van Satan. Verheerlik hy vir God. Maak hy hom bekend as die God van liefde, barmhartigheid en genade. Natuurlik vra mens jouself die vraag, moes dit so gebeur? Moes dit 'n kruis wees? Kon dit nie op 'n ander manier gebeur nie? Julle weet ook, ons het al daaroor gesels in die afgelope weke. Maar die oomblik as jy die kruis wil ontsnap, dan begin jy met nuttelose spekulasie. Maar nou weet ons, en ons het dit vir mekaar gesê, die duiwel het gedink, Jesus kan dit skiep. Jesus hoef dit nie te doen nie. As ons dink waar hy Jesus woestyn invat en hom gaan versoek. Maar die Satan sê, ek gee jou al die koninkryke in die wêreld, al wat jy moet doen is, buig net jou knie voor my, aanbid my en is reg. Met ander woorde, wat sê dit? Dis 'n goedkoop manier. Dis 'n maklike manier. Buig net voor my, jy vir my die kruis, dis gerieflik, dis goedkoop. Baie makliker om so die koninkryke van die wêreld vir God te wen as hierdie pad, as daai kroon, daai spykers, daai kruis. Nou weet ek en jy uit die Satan se voorstel verwerp, uit vrywillig die kruis gekies, omdat daar geen ander manier was waardeur God wou dat mense gered word nie. So kom ons sê vandag vir mekaar, sonder die lyding van die kruis sou daar nooit 'n opstanding gewees uit die graf gewees het nie, sou die werklikheid van ewige lewe nie kon realiseer nie. Uiteindelik sonder die kruis en die lyding van die kruis kon daar geen kruistogte, evangelisasie veldtogte wees wat die wêreld ingegaan het om die boodskap van verlossing aan 'n verlore gaande wêreld te verkondig nie.
En dan sê ons vir mekaar, sonder die lyding van die kruis, nie opstanding nie, nie hemelvaart nie, nie Pinkster nie, geen wederkomsverwagting. Nou moet ek jou terugvat na ander woorde van Jesus. Daai julle toe hy klein was, toe vat sy pa en sy ma hom op 12-jarige ouderdom tempel toe. Eintlik maar as 'n voorbereiding vir dit wat eintlik op 13 sou gebeur, dat hy aan die tempeldiens gewy word en hy by die tempel begin aanbid. Maar hulle stap mos in 'n skare, ons het al vroeër hierdie jaar daaroor ook gepraat. Stap in die skare, kom agter, maar Jesus is nie daar nie. En dan hoor jy as pa en ma hoogs bekommerd is, en hulle vir hom vra, maar hoekom, waarom, en dan antwoord hy die volgende: waarom het u na my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die huis van my Vader moet wees? Deel van die verheerliking, deel van die bekendmaking. Julle het saam met my die afgelope 7 dae Jesus se kruiswoorde gelees in ons elke dag se stilte tyd. Maar hy roep uit op 'n stadium en hy sê, dis volbring. Grieks tetelestai, it's finished, it is paid. Ek weet nie, jy moet in daai woorde iets hoor. Dis volbring. Dis nie die laaste snak van 'n verslaane idealis. Dis die oorwinningskreet van iemand wat sy uiteindelike goddelike doel ten volle bereik het. So wanneer Jesus uitroep en sê, dit is volbring, ons is dit diep, eerlike manier om te sê, ek smaak die vreugde van oorwinning. Al het ek die helse pyn aan die kruis beleef en ervaar. Waar sit jy vandag, 18 April 2025? Jy sit in 'n kerkgebou, of dalk in die gemak van jou huis. Maar jy mag vandag die vreugde smaak om 'n verhouding te leef met die lewende God, omdat Jesus Christus die kruis verduur en verdra het, sonder om die skande daarvan terug te deins. Hoekom? Sodat hy die vreugde kon ervaar om jou en my te red van ons sonde. Om vir my en vir jou vandag te sê, my seun en my dogter, jy's myne. Jy's gekoop met my kosbare bloed. Ek en jy was verslaaf, hy het gekom om ons los te maak, vry te maak. Ons was skuldig, hy het gekom om ons te reinig en ons onskuld te bewys. Ons was hulpeloos, hy het gekom om te red en te help. Ons was in 'n hooplose toestand. En hy het gekom en hy gee vir ons die lewe. In Johannes 10, dit in oorvloed. Jesus sterf vir sondes, Jesus maak vergifnis moontlik, hy gee nuwe lewe, hy gee goddelike lewe, hy gee ewige lewe. Dit was vir hom 'n vreugde om die hoogste moontlike diens aan jou te lewer en in die diepste behoefte van jou hart en lewe te voorsien.
Deur wat te doen? Deur sy lewe af te lê. Deur te verdra die gedrag van sondaars, die vyandige optrede, soos vers 3 sê. Dan sê ek weet ek gaan nie deur. Is nie maklik nie. Is nie lekker nie. Maar ek weet wat die eindpunt. Ek weet waar ons op pad is. So uiteindelik was deel van Jesus se vreugde die feit dat hy hierdie pyn deur is. Vir my en vir jou. En daarom wil ek hê jy moet vanoggend iets hoor, net in daai eerste sinnetjie, eerste paar woordjies van vers 3. Wat sê, hou hom voor oë. Hou hom voor oë. En as ek vinnig kan terugspring, onthou net wat het ons vir mekaar daar gesê in vers 1. Vers 2. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. En as jy dan spring en jy gaan na vers 3 toe, dan sê, hou hom voor oë. Hoekom? Want ek en jy land telkens in situasies, omstandighede, wat ons geestelik moeg maak. Wat maak dat ek en jy partykeer wil moed opgee. God sê vanoggend deur sy Gees vir my en vir jou. Wow! Op hierdie goeie Vrydag, kyk na Jesus. Kyk na Jesus. Kyk hoe hy hierdie goeders hanteer. Mooi, staan nie hier nie, maar dit staan in die Here se woord. Ek kan by Jesus ook iets leer, dat toe hy in sy moeilikste tyd was, het hy met sy Vader gepraat. Maar hy laat ook toe dat iemand hom help. 'n Man met die naam van Simon van Sirene, wat hom help om sy kruis te dra. As julle reg onthou, het ons vir mekaar gesê, wat is ons lewe? Dis kruisdra. Dis navolgingskap van Christus. Met ander woorde, kerk van die Here Jesus vandag. Sê die Here vir ons in Suid-Afrika, hier in Luipaardsvlei, julle mekaar help. Gaan kyk langs die pad. Daar's hoeveel mense wat geestelik moeg is, wat uitgesak het. Is julle werk? My werk? Vader, dis nou tyd dat U verheerlik word. Vader, dis nou tyd dat U bekend gemaak word aan die wêreld vir dit wat U doen, vir wie U is, vir wat U seun gedoen het. Ons is mos navolgers van Jesus. Ons is mos mense wat ons kruis dra. So waar beter om te kyk hoe dit gedoen word. By wie anders leer? Hoe? Hou jou oog op Jesus. Hou hom voor oë. Hoeveel keer in jou lewe? En ek weet daar's sulke situasies, ek kry hulle ook. Wat daar sulke vyandige optrede teen jou is. Wat jy nie sê, ek verstaan nie. En dan 9 uit die 10 gevalle sê ek, maar ek verdien dit nie. Dan sê ek weer, jy is volgelinge van Jesus. As dit goed was, dat my verlosser aan die kruis
en dit gedra het. En ek wil saam sing, waar hy lei, daar sal ek meegaan tot die eind. Dan moet ek in Suid-Afrika ophou kleinserig wees, as daar vyandige optrede teenoor my is. Moet ek ophou terugduins vir die skande wat dit baie keer inhou. En sê hieruit kan vreugde gebore word. Uit pyn en lyding kan lewe kom. Ek praat nou oor iets wat ek eintlik nie weet nie, want dis vrouens wat geboorte skenk. Maar vra vir 'n vrou in kraam, hoe seer is dit? Hoe pynlik is dit? Tot sy die eerste keer op haar gebore kind oorhuil. Dan is al die pyn gaan. Sy steur al die kraampyne, terwyl hulle van die bonnetjie vreugde. Die feit dat ons Jesus se disippels is, onttrek ons nie uit die wêreld uit nie. Dit sit ons vierkantig terug in die wêreld. Jy gaan nou daar uitloop. Dan wil ek vir jou sê, wil die Here vir jou sê, hou hom voor oë. Hou jou oë op Jesus, die begin en die volleinder van die wêreld. Mag jy nie geestelik moeg word en uitstap. En as jy daai dieptepunt bereik, wat ek sê realiteit is, ek weet dit gebeur, jy daar sit en jy sit rock bottom en jy sê, maar ek kan nie, dan word jy stil, en jy vra vir die Here, help my om vir Jesus te onthou. Help my om ook in my lyding dit te hanteer soos my verlosser aan die kruis. So mag vandag vir jou geleentheid wees te besef dit was nie te vergeefs. Sy dood aan die kruis was die oorwinning oor jou sonde. En mag die lewe van Paasondag ook die verheerliking van God wees, van nuwe lewe, wat jy ontvang het. Mag ek iets sê oor vandag en môre? Is dalk nodig dat jy bietjie gaan stil word, dat jy op die dag wat ons môre noem stil Saterdag, jouself weer eens gaan inleef in die realiteit van die mense van destyds. Wat op daai stadium gevoel het, alles is verby, met die kruisiging. Dink toe die klip voor die graf gerol is, het hulle gesê, wat nou? Nou sê ek weer, ek en jy sit hoeveel keer voor die wat nou's van ons lewe. En tussen dood en lewe is daar stilte. Dieselfde vroue wat met rooi gehuilde oë vir daai graf gekyk het, was die vroue wat Paasondag die wêreld ingehardloop het en gesê het, hy leef. So daar is situasies in my lewe, waar ek en jy sê, as ek net om die hoek kan sien, nou sê ek weer, ons is bevoorreg, want ons weet wat gebeur op Paasondag.
Maar daar's genoeg situasies in jou lewe waar jy soos die mense van destyds voor 'n toegraf sit. Waar daar goed in jou lewe is, waar jy nie om die hoek kan loer nie, waar jy nie kan sien wat daar gaan gebeur. So is 'n goeie tyd om dalk net 'n slag weer te gaan stil word. Te sê, hier sit ek vandag. Jy hoef regtig nie die hele dag môre dag stil te stil nie. Haal uit jou Saterdag 'n uur uit, waar jy net met goed in jou lewe gaan sit. Vashou. En as dit vir jou moeilik is om dit te doen, kryf jou iets, dit nou 'n klip is, ek weet nie wat nie, maar kryf jou iets om vas te hou, wat simboliseer dit wat jy mee worstel op hierdie stadium, en wat jy sê, maar ek sit soos daai mense daai tyd voor 'n toegraf. En onthou net, ons lees dit ook in die Bybel later, hulle het eers na Jesus se opstanding begryp wat hulle geleer het. Onthou maar net vir ou goeie Petrus, wat toe Jesus gesê het, hy gaan sterf, sê, Here, dit sal in my lewe, as hy sou moderne taal gesê het, oor my dooie liggaam sal u doodgaan. En Jesus gesê, staan uit die pad uit, Satan. Want jy wil die goed doen wat mense wil hê. Jy dink nie en bedink nie die dinge van God nie. So as jy daai goedertjie, daai ding het, gaan sit so 'n bietjie hierdie naweek daarmee. En mag tussen vandag en Sondag daar vir jou lig opgaan. Mag jy simbolies punt bereik waar jy om die hoek kan kyk en waar jy die oplossing kan sien. So gee jou lewe, mag die voorbeeld van Jesus jou uitdaag om jou lewe opnuut in sy hande te gee, God se plan vir jou lewe sigbaar te maak en verheerlik hom jou daaglikse lewe, sodat mense kan sien wie is die God van jou lewe. En dat jy binne in sy lewende teenwoordigheid dag na dag verander word om meer en meer soos hy te word. Kom ek gee vir julle tyd om so 'n bietjie stil te word. Ek dank U, Heer, van harte dat U verlosser vriend vir my die bitter smarte gelei het, onverdiend. Waar ek hier op aarde ook mag swerwe, die troos sal ek behou,
dat as ek eenmaal sterwe, ek Heiland U aanskou. Here, dankie dat U vervloek, verlate, moes sterf, sodat ons kan verkondig as seuns en dogters van die lewende God, ons is U kinders. Amen. Vriende, by hierdie geleentheid wil ons ook graag saam nagmaal gebruik. So ek nooi jou ook om vanoggend saam met my die nagmaal te gebruik. En by die geleentheid sê ons dan vir mekaar baie duidelik dat die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Jy kan dit vanoggend neem en jy kan dit eet. En jy kan onthou dat vir die vreugde wat daar in die vooruitsig was, Jesus het nie teruggedeins vir die skande van die kruis nie. Wanneer ons vanoggend dan die beker van danksegging gebruik, dan doen ons dit ook met dankbaarheid. Met die wete dat sy bloed gevloei het vir ons sonde. Dat ons weer eens daarmee kan weet dat Jesus nie teruggedeins het vir die skande van die kruis nie, dat hy die vyhandige optrede van mense teenoor hom verdra het. En ek en jy wat versterk is deur brood en wyn, kan uit hierdie gebou uit stap vandag en ons oë op hom hou, sodat ons nie geestelik moeg word en uitstap nie. Amen. Terwille van ons aanlyn kykers, ons paasdiens komende Sondag, die 20ste, 9:00, ons gaan weer saam nagmaal gebruik. So tref maar voorsorg vir die gebruik van nagmaal by die huise. Totsiens tot Sondagoggend.